geestelike wette, wat jy daar sien is die 8ste preek, so volgende Sondag die afsluiting, geestelike wette, wat hy skrywe op ons harte, die kernvers, kyk gou vinnig daarna, ek sal my wette in hulle verstand gee, en ek sal dit op hulle hart skrywe. Dis nie letterlike wette nie, is nie op papier nie, is die gees in jou hart, in jou gees. Volgende vers, die kernverse, kyk gou, nou is ons ontslaaf van die wet, die 10 gebooie, die Ou Testamentiese wette, wat op skrif staan, waardeur ons, dit het jou gebonde gemaak, ons het baie daaroor gepraat, aangesien ons het afgesterf het, as gevolg wat ons Jesus aanvaar het, ons is gewederbaar, hy leef in ons leef in hom, sodat ons nou leef ons op 'n nuwe manier, sodat ons dien in die nuutheid van die gees. Het gaan nou oor die Heilige Gees, hy lei ons, hy stel ons in staat om hierdie geestelike wette na te kom, en nie in die oudheid van die letter nie. Kyk die volgende kernvers gou vinnig, want wat so soort wette is dit? Die wet van die gees, sê saam met die wet van die gees. Dis geestelike wette, van die lewe waar, dit kan alleenlik plaasvind, mits jy leef in Christus. Jy kan alleenlik in Christus leef, deur wedergeboorte, jou ou lewe af te sterf, Jesus te aanvaar as jou redder, verlosser en saligmaker, hy kom in jou in, en jy leef in hom. Die lewe in Christus, Jesus het my prys God, vrygemaak, van watter soort wet, wat jou gebonde gemaak het, die Bybel noem het die wet van die sonde en die dood, as die Ou Testamentiese letterlike wette, niemand kon dit regkry, die doel van daai wet was, om elke mens doemwaardig te maak, om te verstaan, jy is 'n vervloekte, en dis 'n tugmeester na Christus toe, en prys God, ons leef nie meer onder daai wet nie, en dan begin Jesus vir jou wys, as jy dit nie eers kon regkry onder die onder die ou verbond, met die geskrewe wette, en hoe gaan jy hierdie hoër wette, die geestelike wette regkry, alleenlik deur sy genade, deur die krag van die gees. En die eerste wet wat hy voorhou verwys na die Ou Testamentiese wet, jy mag nie doodslaan nie, miskien oor sê jy sê, prys God, ek het nog nooit doodgeslaan nie. Maar kom ons gaan 'n bietjie dieper aan. Maar hy sê, as jy, die geestelike wet daar is, as jy net vir jou broer kwaad is, en jy noem hom jou dwaas, jou idioot, as jy skuldig, moet jy gaan rekenskap gee in die helse vuur. Geen mens kan dit regkry nie. Wees eerlik, jy het God se gees nodig, om hierdie hoër wette te kan nakom. Wedergeboorte, Jesus in jou leef deur jou, dan kan jy dit regkry tot sy eer. En dan die volgende wet wat hy gaan, hy sê jy mag nie egbreek nie. Baie sit hier, prys die Here, ek het nog nooit eg gebreek nie. Maar die geestelike wet is, as jy net kyk en begeer, het jy dit klaar gedoen. So dat jy klaar oortree. Dit gaan oor geestelike wet, wat gaan aan in jou hart, en die een wat ons die laaste keer behandel het, hy sê, jy mag nie vals sweer nie. Dan is jy skuldig, maar hy sê, jy mag glad nie sweer nie, want jy en ek het nie die vermoë, om dit te kan nakom, en net deur God se gees, en God se krag, net God mag sweer. Net hy, jy en ek het geen reg om dit te doen nie, as jy nie hier was, die vorige Sondag, kry asseblief daai preek, hy's beskikbaar op YouTube, hy's beskikbaar op 'n DVD, hy's beskikbaar op 'n CD, luister dit oor en oor, en gee dit vir ander mense, sodat mense kan bevry word. Die volgende geestelike wet, Matteus 5 vers 36, jy het gehoor, dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand. Dit is Ou Testamentiese wet, wat jou die reg gee om regverdig op te tree. En kyk 'n bietjie, daar's 'n hele aantal skrifte in die Ou Testament, wat hierdie wet bevestig. Hy sê, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. As jy my tand uitslaan, het ek die volste reg. Ek het die reg om reg te eis, ek mag jou tand uitslaan. Dit gaan lees daai gedeelte. Hy sê, as jy my hand beseer, het ek die reg om dieselfde aan jou te doen, om jou terug te kry. Dis die reg. Ek het die reg om dit te doen.
Dit is die Ou Testamentiese wette, 'n voet vir 'n voet, 'n brandplek vir 'n brandplek, 'n wond vir 'n wond. En so gaan hy aan gaan lees dit. Dit gaan alles oor jy die reg onder die ou verbond, dit wat iemand aan jou gedoen het, jy volste reg om reg terug te eis, om hom terug te kry. In die Nuwe Testament is die wette ver hoër. Hy sê, ek sê, hoe werk dit nou in die geestelike wette onder die nuwe verbond? Hy sê so, maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Jy sê maar, dit lyk soos losbandigheid. Ek gaan net vir jou wys. Mense in die nuwe verbond, as jy deur die Gees lewe, moet jy maar oorgee aan die Here. Hy kan dinge beter uitsorteer as jy. Los maar daai mens dat hy jou skade aandoen. Daar's 'n God in die hemel wat ons raak sien. Kyk wat sê, 'n slegte mens nie weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook jou ander een na hom. Dis nog ver daarvan af dat hy jou oog uitslaan, dat hy jou tand uitslaan. Dis nog maar net 'n klap. Dis nog ver van 'n tand uitslaan. Hy sê, as dit met jou gebeur, die geestelike wet sê, deur die Gees kan ek dit reg gee, okay, slat maar op die ander wang ook. Ek gaan nou wys, ek gaan jou die oplossing gee. Is ver hoër wette. Baie hoër wette. Die volgende een, kyk wat sê. En as hy met jou na die reg gaan, dit gaan oor reg. Ek het sekere regte. Mense, kom ons sê vir mekaar, in die Nuwe Testament het jy geen reg nie. Jy het jou regte oorgegee aan God, want jy leef nie meer, die Christus leef in jou. Gee hom 'n kans om die reg uit te voer. Nie jy nie. Hy wat met jou na die gereg gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry. Is alright. Jy eis van my. Maar as 'n God in die hemel wat ek dien, hy sien alles raak. Ek staan nie op my regte nie. Ek gaan nie veg. Ek gaan nie net veg vir die onderkleed nie. Ek gee sommer die bokkleed ook. Ons kom net nou by die oplossing. Dan gaan hy aan om te sê, en elkeen wat vir jou 1 myl afdwing reg, hy het die reg om jou te dwing, loop 'n myl saam met my. Hy sê, loop, dan afdwing, loop sommer die 2de myl saam met hom. Al het hy dit nie gevra nie. Doen meer as die reg. As ons nou hierdie gedeeltes kyk, die volgende een, kom ons kyk 'n bietjie. Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af, hy wat van jou wil leen nie. Alles wat ons nou net gelees het, sal jy sê, weet jy wat, die persoon wat dit reg kry, hy's 'n goeie mens. Iemand wat dit reg kry, is 'n goeie mens. Oor en oor herhaal ek van hierdie kansel af, probeer ek vir jou leer. Mense in die Nuwe Testament funksioneer jy nie op reg nie, jy funksioneer op goedheid. Romeine 5 vers 7 wat ek al die jare vir julle gepreek. As God net op reg funksioneer met jou, was jy en ek lankal al dood en in die hel. Hy funksioneer nie met jou met reg nie, hy funksioneer met jou op goedheid. En as jy sê, jy's 'n kind van God en Jesus is in jou, verwag hy dat jy sal word soos hy is. Amen. As jy sê, jy's wedergeboorte en God woon in my, dan moet jy mense sy karakter in jou kan sien. En God is goed. Hierdie dinge gaan alles hoe ek staan op my regte. Nou ons sê, die mense wat dit reg kry is 'n goeie mens. Hoe kry ek dit reg om hierdie goed te doen? Die volgende vers is so eenvoudig. Die vrug van die Gees. Het jy die Gees? Kan ek sien wie die Heilige Gees?
Wie glo die Heilige Gees is by jou en is in jou? Oor en oor sê ons vir u dat Jesus gesê is, voordelig as ek weggaan. As ek weggaan, gaan ek hom stuur. Hy gaan vir altyd by julle wees en in julle wees. Hy gaan julle bekragtig as hy kom. Hy gaan julle herinner aan al die dinge wat ek vir julle gesê het. Hy gaan my aan julle openbaar. Daar's baie dinge wat ek nog vir julle wil sê, want julle kan dit nie vat nie. Maar as hy gekom het, hy gaan julle die dieper dinge leer. So nou, as jy die Gees by jou het, is daar sekere dinge wat gaan deurkom as jy die Gees in jou het. En nou kom ons kyk 'n bietjie hierdie vereistes wat ons nou net deurgegaan het. Ons noem dit op die ou end. Kom ons vra 'n bietjie, die vrug van die Gees is liefde. So as iemand hierdie goed aan jou doen, hy slap jou op die wang en jy draai jou ander wang, beteken dit jy wys liefde? Of kom soek nog 'n bietjie verder, lankmoedigheid, verdraagsaamheid. Kom soek nog 'n bietjie van daai vrug, dat die Gees van die Here teenwoordig is. Jy's 'n goeie mens wat jou wang kan draai. Is dit reg? As hy 1 myl afeis en jy loop 2 myl, as jy die onderkleed eis, jy gee die bokleed. Dis goedheid. Hoe kry ek dit reg om so 'n goeie mens te wees? Deur die Gees. As die Gees in my is, kan ek dit doen. Sonder die Gees kan jy dit nie doen nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy het 'n redder nodig, jy het 'n verlosser nodig, en jy het die Gees van die Here nodig om hierdie dinge te kan nakom wat hy nou net vir jou gesê het. Daar's geestelike wette op jou hart, en hy gee nie net die wette nie, hy stel jou in staat om die wette na te kom. Kan jy sien? So kom ons soek nog 'n bietjie. As iemand van jou eis, en jy staan op jou regte, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, jy sat met my wang, dit vra nogal bietjie selfbeheersing. Boeta, ek gaan vir jou nou looi. Waar kom dit vandaan? Dis die selflewe, mense. Weet jy, jou grootste vyand om 'n ware Christelike lewe te lewe is jouself. Jy's nie meer in beheer nie. Jy het jouself opgeoffer vir Jesus Christus. Jy het gesterf met Christus. En jy het opgestaan met Jesus om in 'n nuwe lewe te lewe. Die vrugte van 'n nuwe lewe is hierdie dinge. Dis 'n teken, die Gees van die Here leef in jou. Ek kan dit doen. Ek kan dit doen. Deur die Gees kan ek dit doen. Want hy sê in die volgende vers, wat as jy deur die Gees leef, mense, kom ons begin leer om meer afhanklik word. Dit vra nederigheid, buig maar voor God. Bly maar in elke situasie vra, ek het die Gees nodig. O Heilige Gees, ek het U nodig in hierdie saak. In hierdie uitdaging het ek U so nodig. Hoe swakker jy is, hoe sterker kom die Gees deur. Vra maar na die Gees. Hy's altyd gewillig om jou te bekragtig. As jy deur die Gees lewe, laat ons ook dan deur die Gees wandel en deur die klappe. As jou tand waai, as jou oog waai, as dat dinge van my geëis word en ek het die volste reg om op my regte te staan. Deur die krag van die Gees kan ek goed wees. Hoekom? Hoekom doen ek dit? Hier is die antwoorde. Hier is die antwoorde. Die volgende vers. Moenie julle wreek nie, want die hele ding is 'n tand vir 'n tand, 'n oog vir 'n oog, 'n voet vir 'n voet, 'n klap vir 'n klap is, ek wil myself wreek. Is dit waar? Ek het sekere regte, ek het die volste reg om jou terug te kry. Dit wat jy aan my gedoen het, gaan ek presies aan jou doen. Daar's 'n rede waarom jy en ek ons nie mag wreek nie.
God dank daarvoor, daar's 'n beter weg, daar's 'n hoër weg. Leef deur die Gees, as jy deur die Gees leef, wandel ook deur die Gees. Hoekom? Want daar sekere dinge wat jou aanmoedig en aanspoor. Moenie jou wreek in die geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, wat sê die Here? Aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Elke lyding wat jy deurmaak ter wille van Christus, omdat jy 'n navolger is van Jesus Christus, mense, so waarlik as jy lewe, het 'n profetiese woord uitgegaan. Hy ken die hare van jou hoof en geen haar sal van jou hoof afval as hy is bewus daarvan. Dat iemand aan jou raak, dan raak jy aan sy oogappel. Gee oor aan die Here. Moet jouself nie wreek nie. Gee dit oor aan die Here. Mense, hy kan jou saak beter stry as jy. As jy daai ding geleer het, dit kom op die ou end, dit vra nederigheid. Ek sal maar buig, want ek weet daar's 'n God in die hemel, wat my regsaak stry. Hy sê die vraag kom my toe, aan my toe, ek sal vir jou vergeld. Is dit reg? Kom ons gaan aan. Want hy wil hê die kerk met die wêreld 'n beter wêreld maak. Want hy sê, moenie kwaad vir kwaad vergeld nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat daai bose ding by jou stop. Amen. Het jy dit? As elke mens op die aarde so begin lewe, word hierdie wêreld 'n baie beter wêreld. Want dis die enigste manier hoe jy kwaad kan oorwin. Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Ek het die reg, jy het dit aan my gedoen, boetie, ek gaan vir jou terugkry, ek wag net vir die regte oomblik. Weet jy wat maak jy? Jy haal dit uit God se hand uit. En die Here sê, okay, stry maar. Weet jy hoekom verneder ek my? Kyk die volgende vers. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees, wat in Jesus Christus was. Hy was God mens. Hy was gelyk aan God. Hy verneder homself. Hy neem die gestalte van 'n mens aan. En self verneder hom op so 'n mate, die volgende vers, wat sê so, want hierdie gees in gesindheid, as jy sê Jesus is in jou, en jy leef aan hom, en jy leef deur die gees, het jy die krag om hierdie attitude te hê wat Jesus gehad het. Jy het dit. Hoe? Deur die gees. Deur die gees is onmoontlik. Godsdienstige geeste kan dit nie reg kry nie. Hulle gaan dit tot op 'n punt doen. Maar dan kom die waarheid uit. Dis net wedergebore mense, geesmense, wat die tweede myl kan loop. Amen. Wat die klappe kan vat. Want ek weet daar's 'n God in die hemel. Hy sal vergeld. Ek sal kies om myself te verneder. Kyk 'n bietjie wat gebeur. En 'n gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Hy was onskuldig. Ja of nee? Hy het al die pak slaag gevat, onskuldig. Ja, die dood van die kruis, toe hulle hom geskel het hy nie teruggeantwoord nie. Hy het al die mag gehad om een woord te spreek. En hy was vry. Maar hy het homself verneder. Hoekom het hy gekies om homself te verneder? Want hy het geweet, daar's 'n Vader in die hemel wat sal vergeld. Amen. Want as jy dit kan regkry, as jy klappe kry, hy eis dinge van jou wat onregverdig is, en jy kies om jouself te verneder, wil ek vir jou sê, op die regte tyd gaan dit met jou gebeur. Want Jesus het geweet wat gebeur as hy hom verneder. Die volgende vers. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. Mense, daar is nie verhoging
sonder vernedering nie. As jy saam met Christus ly, sal jy saam met hom heers. Dis die geestelike wette, mense. Jy kan dit alleenlik reg kry met Christus in jou. Met die gees van die Here in jou. Ek buig myself, want ek weet in elke vernedering wag daar vir jou 'n verhoging. Want ek het 'n God wat vir my stry. Mag dit posvat by woord en lewe, mense. Mag die Here vir jou en vir my genadig wees. Kies altyd om jou liewe self te verneder en jou te buig. En sê, want ek weet, in hierdie vernedering kom daar 'n verhoging. Dit is altyd so. God is getrou, mense. Waaragtig, God is vertrou. Vra maar vir mense wat die Here al uitgelig het. Hy sê vir jou, sê, dis 'n pad van selfvernedering. Ek sluit af, kyk net gou 'n bietjie. Daarby saam met die Gees wat jou in staat stel, as jy fout maak, prys die Here. Ons leef nie onder die wet nie, ons leef onder genade. As jy onder geestelike wette leef, met die Heilige Gees, Jesus in beheer, prys die Here. Letterlike wette, as jy oortree, is jy dood. Geestelike wette, as jy oortree, is daar genade. Prys God daarvoor. Kyk, sluit af met dit. Want die groot herder van die skape, ek hoop hy is jou herder. As Jesus jou herder is, dan is jy 'n skaap, en 'n skaap is 'n kudde dier. Jy is nie 'n bok nie. Jesus gaan op jou eie in die bokke en die skape skei. Pastoor, los my, ek hoef nie kerk toe te kom, ek dien die Here alleen. Daar by my huis voor die televisie, jy's 'n bok. Skape flok saam. Ek vra jou, is hy jou herder? As hy jou herder is, roep hy jou saam met die ander skape. Hy maak jou deel van 'n kudde. Hy's nie die herder van bokke nie. Hy's 'n herder van skape. Antwoord jouself, is jy 'n skaap? Het jy 'n skaapnatuur of het jy 'n boknatuur? God help die bokke. Maar die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, God dank, deur die bloed van die ewige testament, uit die dode teruggebring het, prys God. As hy hom uit die dode teruggebring het, is ek ook verseker, man, ek gaan lewe tot in alle ewigheid. En hier's die geheim, kyk die volgende ding. Dis verseker die bloedverbond wat jy nou net bevestig het. Julle volmaak. Mense, dit is God se gees wat jou volmaak kan maak. Jy's volmaak in God se genade, hoor ek jou sê. Julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te prys God, is die gees wat in jou werk. Die feit dat jy vanmôre hier is, die gees wat in jou gewerk het. Jy het nie toegelaat dat die vlees die gees weerstaan nie. Jy het gesubmit onder die werking van die gees, dis waarom jy hier is. Moet nou nie volgende Sondag toelaat dat die vlees oorneem nie. Is julle reg? Ons is geesmense. As jy sê jy leef deur die gees, wandel dan die gees. Laat jou lewenswandel wys, ek leef deur die gees. Ek is 'n geesmens. Deur in julle te werk wat welbehaaglik is. En op die ou end is dit hy, as jy iets goed reg gekry het, is dit hy in jou deur die werking van die gees. Daarom die eer kom hom toe, nie jy nie. Ek sluit af. God dank vir hierdie teksverse. Ek slaap, kyk 'n bietjie. Want daarom kan hy ook volkome red, Jesus, ons hoëpriester. Hy gaan daaroor, hy praat hier, die konteks is Jesus as ons hoëpriester. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur Jesus tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. As iemand jou slaan op jou wang, en jy verloor bietjie daai meer en sê, boetie, sorry, ek slaat jou met 'n godshand, gaan vinnig terug, dat die gees van die Here jou help en sê, skus my boetie, ek het nou net 'n groot fout gemaak.
Dis die selflewe, dis die vlees hierdie. Dis nie Jesus nie. Vergewe my asseblief. Slaan maar weer hierso toe. Laat ek kan sterker word. Want ek gaan na God deur Jesus wat vir my intree. Hy is die hoëpriester van my belydenis. Hy sit nie in die regterhand van die Vader om jou aan te kla nie. Hy sit in die regterhand van die Vader om vir jou in te tree. As jou voet glip, God dank, ons het 'n hoëpriester wat medelee het met ons swakhede. Staan maar weer op, my boetie en my sussie. Laat maar weer toe dat hy in jou werk, tot goeie werke, tot sy welbehae, sodat hy die eer en die lof gaan kry. Het word genoem die vrug van die Gees. Kom ons leef in die